In die bulletin, informele nedersettings kruip al nader aan weermagbasisse en 2 jong leeu's wat uit wildhandelaars se kloue gered is, vind hul vryheid in die Vrystaat. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Esmerie Eysel. Suid-Afrika se nasionale weermag waarsku dat die uitbreiding van informele nedersettings aangrensend aan weermagbasisse een van die grootste strategiese veiligheidsrisiko's vir die Departement van Verdediging is. Die nedersettings lei glo tot onder meer kabel en toerusting diefstal, onwettige krag- en waterverbindings en skade aan veiligheidsinfrastruktuur. Die departement beplan om nagenoeg R520,9 miljoen aan heininge en mure by weermagbasisse te bestee, waarvan die grootste deel vir 4 ammunisiedepots op sy gesit is. President Cyril Ramaphosa sê dat die volgende fase van Suid-Afrika se kraghervormingsprogram op die vermindering van kragkoste moet fokus. Ofskoon beurtkrag grotendeels iets van die verlede is, plaas buitensporige tariefverhogings grootskaalse nywerhede soos die metaalsektor onder ernstige druk. Volgens Ramaphosa het elektrisiteitspryse oor die afgelope 2 dekades die inflasiekoers ver oorskry. Ramaphosa het sakeleiers tydens die SA Federasie van Staal en Ingenieursbedrywe se presidensiële sake ontbyt in Ekurhuleni toegespreek en die voortsleepende uitdagings rakende lasvermindering in sekere gemeenskappe erken. Hy beklemtoon dat toekomstige hervormings die sekuriteit van voorsiening moet balanseer met mededingende kragpryse om industriële groei, belegging en werkskepping te ondersteun. The South African wholesale electricity market is expected to begin operating next year. Competition between producers, that is generators, combined with expanded transmission capacity and continued investment in new generation must ultimately produce a more efficient electricity system and put downward pressure on the cost of power. Politieke partye in die parlement steun grootliks Kiba se beroep op Suid-Afrika om internasionale steun te werf vir die opheffing van Amerikaanse sanksies teen die land. Die EFF en MK-party sê Suid-Afrika moet sy handels- en onderwysbande met Kiba voortsit, selfs al lei dit tot druk of moontlike sanksies van die Verenigde State. Die DA het egter uit 'n vergadering van die parlement se internasionale betrekkinge komitee gestap. Die DA sê Suid-Afrika se ekonomiese vennootskappe met Kiba lewer min voordeel en dat uitvoere na Kiba slegs nagenoeg 0,3% van Suid-Afrika se totale uitvoere uitmaak. Die eerste privaat verkrygte back-enclosure-entstowwe word nou deur private veeartse versprei. FMD Response SA sê die ontwikkeling wys wat bereik kan word wanneer die regering en private sektor saamwerk om die siekte te bekamp. Die organisasie doen 'n beroep op die Departement van Landbou om gereeld inligting beskikbaar te stel oor waar die siekte voorkom en watter stamme van die virus opgespoor word. Dit sal boere en veeartse help om beter besluite oor inenting, dierebeweging en biosekuriteit te neem. Reddingswerkers in Kolombie het vandag met groot dringendheid probeer om oorlewendes van Maandag se aardbewing te red. Die aardbewing het 265 lewens geëis en meer as 3500 mense beseer. Byna 500 mense word steeds vermis. Noodwerkers in Cali en Pereira het vir 'n derde aand onverpoos na nog moontlike oorlewendes gesoek. En Zambiese burgers het vandag aan die land se presidensiële verkiesing deelgeneem. Die huidige president Hakainde Hichilema wil vir 'n tweede termyn verkies word.
Kiesers sê egter werkloosheid en lewenskoste is 'n groot bron van kommer. Hichilema kan sterk teenkanting verwag van die oppositieleier Brian Mundubile, wat gesteun word deur 'n koalisie van oppositiepartye. En 2 jong leeu's wat uit die kloue van onwettige wildhandelaars in Israel gered is, het na 'n reis van nagenoeg 50 uur by die Animal Defenders International Wildreservaat in die Vrystaat aangekom. Die 16 maande oue Ben Tsur en Ori is meer as 'n jaar gelede as welpies deur Israeliese owerhede gered nadat hulle van hulle ma's weggeneem is om as troeteldiere aangehou te word. Ori is in 'n kelder gevind en Ben Tsur was aan 'n boom in 'n agterplaas vasgebind. Weens die oorlog in die Midde-Ooste was vlugte skaars, maar die leeu's kon uiteindelik via Kaïro en Frankfurt na Johannesburg reis. Die leeu's kan weens genetiese probleme en 'n geskiedenis van menslike kontak nie in die natuur hervestig word nie. Op daai positiewe poot groet ek jou vanmiddag. Jy moet 'n pragtige aand verder hê. Môre Vrydag en dan maak ons weer so. Dankie vir die saamkyk.